Ek bou my huis op die rots van die lewe. Toe vertrou in die hande van die Heer. En sal ek bly tot in alle ewige nee, die rots wat staan hier op Golgotha. Op 'n Vrydag bring die plaasboere en baie keer die vrouens kom saam en dan kom kuier hulle gewoonlik sommer 'n bietjie in die dorp, vang bietjie op met 'n geselsie, kom eet gou-gou ietsie as hulle nou nie vanaand lus het om te gaan kos maak by die huis nie. Dan is dit weer heerlik om vir almal te sien. Dis amper soos 'n VLV vergadering hier by die boekklub, maar dis heerlik. Hulle kan selfs 'n wegneem etetjie kom bestel as hulle nou nie lus het vir 'n braai of die gewone nie. Ag, is net lekker om hier veral op 'n somersaand te sit en wag totdat almal weer gelaai is op die bakkies en die trokkies en die lorrietjies en weer terug na hulle plase toe. Ons het heerlike kos, 'n goeie kok, baie goeie assistent. Hulle is trots op hulle werk, hulle is trots op die kos wat hulle maak. En ek dink dit wys ook op die borde wanneer dit uitgaan, mense voel dit is met gevoel gemaak, dit is met liefde gemaak. So kom kuier, kom kyk. Kom sit op ons stoep, kom gesels met ons, kom vra, kom vra ons uit oor ons dorpie. Ons deel graag al ons inligting. Toe vertrou in die hande van die Heer. Hier sal ek bly tot in alle ewige nee, die rots wat staan hier op Golgotha. Al vlieg my hart sonder vlekke deur die lewe. Al sien my oë deur die lug van 1000 sterre. Al neem die wêreld my met vele name. Die waarheid sal vir ewig by my bly. Een van die besienswaardighede in Merwewil of stukke geskiedenis wat ons graag aan besoekers uitwys, is die graf van die Engelsman. Toe hy na Suid-Afrika toe gekom het, hulle hele kontingent is en hulle verkondig of gesê dat hulle gaan teen barbare kom veg. En dit is hy met groot ontnigtering uitgevind dat dit beskaafde, gawe mense gewees het en dit het gemaak dat hy soort van gerebelleer het. En dit het hom ook sielkundig blykbaar al geaffekteer. En die dorp het deur die jare onderneem om sy graf in stand te hou wat vandag nog gedoen word, want ons beskou dit as 'n besienswaardigheid in ons gemeenskap. Ons dorpie se tradisie is nog, die ouens koop nog op die boek, wat baie min nog gebeur. Hy koop heel maand op die boek en die dag wanneer hy sy SASSA uitbetaling kry en kom betaal hy die rekening en dan vat hy weer soos in op die boek. Dan koop hy soos 'n hamperpak wat nou die basiese benodighede in het, soos jou meele, jou koffie, jou suiker, en dan kry hy sê maar R400 of R500 dan af hoe groot sy pakkie wil wat hy wil hê. En dan kry hy 'n presentasie goedkoper as wat hy dit een koop. Op die middag dan ry ek nou met my bakkie en dan gaan hy ek nou by elke huis sy bestellingkie af. So hy kry nog daai diens ook, dan hoef hy so ver te dra, want dit is mos maar swaar. En vir al die ouer mense, baie van hulle ry ons ook dan weer terug na hulle huise toe. Soos ek gee elke dag van die week gee ek vir sekere mense kos wat nou vooruit bespreek het. Rysvleis en aardappels. Dis al wat ons regtig het. Met groente kom een keer 'n week. Soos die lorry kom nou vanaand in, dan het ons nou vars groente vir die naweek, maar ek met vars groente hou ons nog maar net 'n relatiewe tyd. Karoo Blessings se storie begin in September 2020, midde in haar lockdown.
Suzanne het nougat geëet wat baie besonder is. Ons het te begin om nougat te maak en te verkoop. Ons het die geld by die manne geleen, want ons albeietjies was maar 'n bietjie arm. En binne 3 maande kon ons die mans terugbetaal en kon ons op ons eie voete staan in ons besigheid. In 2021, Mei maand, het ons die Boere Blessing Box geloods. Dit het bestaan uit 7 van ons groot nougat, verskillende geure, en R30 van elke boksie se geld het ons gegee vir ons boere in Merwewil om te help met die droogte. Karoo Blessings is 'n suksesstorie omdat die Here se hand in ons besigheid is en mense bereid is om in te koop in ons storie, ons hande te vat en saam met ons 'n verskil te maak in ons dorp en in ons gemeenskap. Ek en my vrou het al 36 jaar vir Merwewil Mall. Ek was vroeër die selfstandige handelaar en die meeste van my werkers werk al baie lank by my. 2 van hulle, een by die drankwinkel en een by die winkel, is al oor die 30 jaar saam met my. Hier is op hierdie stadium 7 en dan is ek ook maar al redelik aktief. En my vrou ook, so in totaal is so 9. My stiefpa, Jan Pampoen, het gesê dat as 'n mens in so 'n winkel soos die gewerk het, dan gaan jy reguit die hemel toe, want jy was al klaar in die hel gewees. Ek sorg vir alles in die winkel omtrent, van koffie maak tot skoonmaak, rakke pak. Ek sorg dat alles netjies is, op sy plek is. So ek is die lady van alles in die winkel. Het is eintlik 'n voorreg om hier te werk, want in Merwewil is die werk baie skaars, maar dit is baie lekker om elke dag 'n werk te hê en om elke dag op te staan, jy die moed en die krag om werk toe te kan kom, want jy het mense om te voorsien. Ek is tans 'n werker by Merwewil Mall en ek wil net graag die dankbaarheid in my hart uitspreek teenoor Tannie vir die geleentheid wat ek het as 'n werker in Merwewil, as 'n jongeling. Dit is vir ons 'n skrikkelike gesukkel as jongelinge in Merwewil om as 'n vaste werk te kry in hierdie dorp. En is hier baie om geleenthede vir ons om ons vlerke 'n bietjie uit te sprei, om nuwe kennisse op te bou, maar ek het baie kom leer van dat ek by die Merwewil Mall werk. Het ek regtig baie kom leer en my mensekennis het ook opgeskerp in hierdie tydjie in. Dit is vir ons nogal 'n voorreg om by die mense se huise af te lewer, veral spesiaal by Tannie Rondel. Daar is altyd ietsie wat ons laat smile. As dit 'n beskuitjie is wat Tannie aanbied, is dit altyd iets wat sy gebak het of sy maak gewoonlik takeaway, soos wat sy die broodjies wat sy verkoop en die vispasel, maar dis ongelooflik lekker. Daar's altyd een wat bereid is om vinnig te spring op 'n fiets en vir haar die delivery te doen, maak. Is saak hoe klein of hoe groot ding. Come, let's follow. Step 1, 2 and 3. Welkom hierso by Merwewil Karoo Aquaponics. Ons is hierso nou in die middel van die Karoo wat ons hierdie oase nou geskep het. Die doel hiervan is eintlik gewees waar ons onafhanklik wou wees. Aanvanklik het ons hier gekom om net heeltemal van die grid af 'n lewenstyl te handhaaf, maar eventually toe ons nou hier is, het ons gesien daar's baie ander behoeftes, soos onder andere vars groenteprodukte. En toe het ons ook die geleentheid gesien waar ons dit al kan gebruik, nie net om vars groente te voorsien aan die dorp nie en die omgewing nie, maar dat ons ook vir mense werksgeleenthede kan bied met verskeie opsies wat ons het. Ons het nou met elke persoon wat by ons werk, het ons so 'n klein kort kursus op begroting gedoen. En daarna het ons hulle ook gehelp om nou vir elke persoon 'n spaarrekening te gaan oopmaak en 'n beleggingsrekening. Hoe hulle behoeftes dan is, daarvolgens het hulle dan nou bepaal en gesê hoeveel geld hulle dan in die beleggingsrekening wil hê elke maand. Van die mense het gesê die geld spaar hulle
om te kyk om vir hulle kinders volgende jaar universiteit toe kan laat gaan. Ander het gesê hulle sal graag hulle huise einde van die jaar wil mooi oorverf en verbetering aan hulle huise doen. En dit is dinge wat voorheen nie vir hulle moontlik sou kon gewees het nie. Merwewil is eintlik 'n verstommende klein dorpie. Dis 'n tipiese klein plattelandse dorpie waar elkeen besig is met sy eie goeders, maar elkeen moet regtig sweet in sy kant bring om byvoorbeeld 'n gemeente aan die gang te hou. Ek hou baie daarvan om te stap en te draf en om deur Merwewil se strate te stap, vat jou maklik die beste deel van 2 ure en dan het jy die plek plat gestap. Maar hy's verstommende oulike en mooi goeders. Ek dink die Here gebruik die Nederduitse Gereformeerde Kerk op 'n besondere manier in ons land. Die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Maar ek was 'n jongerige predikant. Toe was die predikant van barmhartigheid in die Vrystaat eendag daar by ons gewees. Toe sê hy op daai stadium, die NG Kerk in Suid-Afrika 600 miljoen rand spandeer aan barmhartigheid. Nie aan NG Kerk lidmate nie, aan mense in Suid-Afrika. Daarom is my lekker om 'n NG dominee te wees. Ek hou van die teologie, ek hou van die vibe. Dis waarom iets soos die dankfees gebeur in 'n dorpie soos Merwewil. Waar ouens regtig uit hulle pad uitgaan, waar ouens regtig geld spandeer, waar ouens skenk, ek verdink baie keer totdat dit seermaak, sodat die gemeente aan die gang gehou kan word. Het was 'n baie lang droogte. Ek dink in die ou mense se tyd was hy nog nie so lang aan nie. Dit was oor die 7 jaar. En almal het baie swaar gekry. Van finansiëel het jy agter geraak. En met die afvoerkope op die ouend het ons maar net oorleef van skenkings wat ons gekry het. Daar's boere wat nou nog in dieselfde situasie as wat nog nie daardeur is, wat weer hulle stok kon opbou nie. Maar as ons nou net weer nou 'n reëntjie kry, dink ek dat sal volgende jaar af beter gaan, dat sal die boere hulle stok weer gaan opbou. Maar dat het baie swaar gegaan met ons almal. Die besighede het ook maar swaar gekry, want hy kon nie koop soos hy gewoon was koop nie. En hier en daar moes ons maar 'n bietjie wag vir 'n betaling of 'n ding. Maar die liewe Vader ons dan gehelp, ons is daardeur. Okay, hy loop hom. Ja. Hy loop hom. Ja. Ek het so 2 donkies op elke plaas tussen my skaap. Het is moeilijk om dat te bewys, maar ek sien daarom 'n ligpunt daar. Ek glo die donkies verwillig daarmee jakkals. Want waar my donkies in 'n kamp is, saam met die skaap is my verlies baie minder as wat dit is waar hulle nie by saam met 'n donkie loop nie. Ek was 25 jaar oud toe ek begin het. Ek is vandag 32. En ek voel nog, ek kan dalk nog soveel jare insit as die man van Boer my nog spaar. Vir die 8 jaar wat ek hier geleer het, is baie goeie dinge van. Ek weet hoe om skape medisyne in te gee. Ek het ook kom leer hier hoe 'n mens moet na jou motor kyk. 'n Motor kan nie loop sonder water of diesel en olie moet daar altyd wees. Dis dinge wat ek nou hier kom leer het, soos ek nou opgekom het hierso. En ek het hier kom leer ook selfs om te bestuur. Toe ek hier kom, ek dit kom leer. En wat vir my die lekkerste is ook, is wanneer ek so in die tuin werk, ek geniet dit om te kan sien hoe plante groei. En is mos maar wat sy insit, kan sy mos sien wat sy uitkry. Soos die plant groei, sien sy mos die werk wat sy ingesit het. Ek sê nou, hulle almal kom nou so op 'n jagtyd saam, as
En dan sê hulle vir my so, week voor die tyd, Koekie, ons almal gaat kom hulle almal ook. Dan is ek nou hier met my huisgesin en hulle almal is hier. Dan geniet ek nou dit van wat hulle hier onder Brian doen, dan roep hulle net en as vir ons ook en so gaat speel die kinders en hulle speel in die rivier, almal saam. So kom hulle weer terug en hulle speel hier onder en dit gaat hier sommer lekker vrolik. Die lekkerste van alles is dis stil. Dis baie rustig. Ons sit hier op die stoep, as sit te luister ons die pou en ons luister die duifies wat so raas en koer. Ons is gelukkig in die opsig dat ons die organisasie DKS by ons skool betrokke het. DKS staan vir Departement van Kultuur, Kuns en Sport en hulle is verantwoordelik om tijdens skooltyd te help met LO-periodes en dan ook die kultuur en die kunste. Dan in die namiddag het hulle ook hulle eie soortige activiteiten waar tijdens hulle ook verversing vir die kinders aanbied. Hulle concentreer meestal by die agtergeblewe skole in die Weskaap en ons is hulle ewig dankbaar vir hulle tipe hulp wat hulle ook aan ons George Frederiksberg bied. Hier by Laerskool Merwewil het ons met mekaar gesels en ons het agtergekom dat hier 'n groot behoefte is aan vaardigheidsontwikkeling en die meeste van die kinders sukkel maar met die akademie en as dit alles wat ons vir ons kinders gaan leer, dan gaan veral hier in die Karoo 'n groot gaping want die werk is maar min en die geleenthede vir werk is maar vir vaardighede. So ons het in 2023 het ons begin met die eerste Lammenolei-fees as 'n manier om geld in te samel om die projek te loods en aan die gang te kry. En ons het nou al ons tweede suksesvolle Lammenolei-fees gehad en dit is die poging dat Laerskool Merwewil 'n bykomende been kry van vaardigheidsontwikkeling en as dit moontlik is dat ons 'n volwaardige vaardigheidsskool wil stig vir die leerders wat dan hier klaar maak, wat nie gaan verder vorder in 'n gewone skool of in 'n CAPS curriculum nie, dat hulle die geleentheid het om vaardighede te ontwikkel om produktiewe bydrae kan lewer tot die samelewing en dit is ons doel, is om vir elke kind in Merwewil 'n hoop en 'n toekoms te gee. Steps to heaven, it's very simple. Let's follow the word. Let's sing. My Lord is very good for you. For me, come let's follow. Step 1, 2, and 3. Step 1, you find the way up there. 3 steps to heaven. 3 steps to heaven. Step 2, 3 steps to heaven. You find the way up there. 3 steps to heaven. 3 steps to heaven. Step 3, 3 steps to heaven. You find 3 steps to heaven. Up there. So let's walk.
Ek sing my lied tot ere van die Here. Doe vertrou in die hande van die Here. My stem sal hier tot in nade, begin hy die Here prys hier op Golgotha. Al vlieg my hart sonder vlerke deur die lewe, al sien my oë deur die lig van 1000 sterre, al noem die wêreld my vele name, die waarheid sal vir ewig by my bly. Ek bou my huis op die rots van die lewe, toe vertrou in die hande van die Here. Hier sal ek bly tot in nade, begin hy die ons wat staan hier op God.